because He lives. All fear is gone, because I know, yes I know, beyond the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. As ek vanaand my spotlights aansit en ek moet vir julle wys wat gebeur in die geesteswêreld, sal julle hierdie band dwars deur die nag speel. Daar's krag in lofprysing en ek sien in my geestesoog hoe miljoene engele op hierdie stuk aarde gekom het om die lugruim te suiwer. En hoe engele geplaas is op elke hoek van hierdie plek en elke derde eysterpale engel. Dankie Dewald. Dankie julle. Ek wil hê jy moet vir my staan almal. Haal jou hande uit jou sakke uit. Goeienaand Here. Dankie Here vir die voorreg wat ek het vanaand, Here, om U te kan verteenwoordig. Dankie Here dat ek vanaand 'n ooggetuie kan wees van die grootste wonderwerke wat gaan plaasvind vanaand. Dankie Here vir elke man wat hier is, Here. Weet nie wat is hier, hoeveelheid nie, 200, 300, 400. Here. Dankie Heilige Gees dat jy reeds lankal van man tot man beweeg en jou langs elke man gaan tuis maak. Dankie Here dat hierdie manne voor my voorberei is goeie grond, sodat dit wat ek vanaand gaan deponeer totaal buite beheer gaan raak. Ek vra dit in U naam. Amen. 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 Thank you, Lord. Wow, dankie manne. Dis vir my so lekker, julle kan sê, julle sitplekke inneem. Dis my so voorreg om in die Vrystaat te kom kuier. Ek is 'n merino boer uit die Karoo uit. Maar ek het 'n sagte plek vir spesifiek hierdie deel van die aarde, want ek het nie baie ver van hier af groot geword nie. Ek sal nooit vergeet nie, net die ander kant was 'n inryteater. Kyk, welkom was altyd vir ons 'n treat. Ek het van Ventersburg af gekom. So dit was ons inkopiedorp. Ek sal nooit vergeet, ek was standaard 9 of standaard 8, 1991. Toe ek 'n Engelse meisie, die vader weet hoekom. Weet ek kry miltsteek as ek met Engels praat, man. En ek vra my pa vir sy Opel Ascona. Ek wil hierdie girl inry toe vat. Ons gaan kyk daai tyd, dis 'n Engelse meisie, sy druk op ons moet kom. Ons kyk dinge se wys, Orkney Snorkney the movie. Nou sit ek in hierdie Engelse pop. Nooit vergeet nie. En ek sê, ons gaan sit daar heel voor met ons kar. Dan kan nee sê sy nee. Heel agter. Ek dink wel hierdie girl is clever, want dan sit naby die popcorn en die vetkoeke en goede. Boy, was ek verkeerd. Ons was net so 15 minute in hierdie fliek in. Dus ek, hierdie girl is so warm as alarm, sy het ander planne. Ek skrik vir my, man.
Weet, daai tyd, ek wou nog ketty skiet en vrugte steel en klei laat speel en die klas van goed. Maar ja, so het ek toe gemaak of ek 'n maagding het. En toe is dit ook nou kort geknip die party, maar ja, dit is my ondervinding van welkom. Met die Engelse pop, wonder wat het van die arme meisie geword. Nou, julle welkom, ek hou van welkom, want die manne is erg oor hulle karre en hulle spoed en bikes. En dit laat my dink, kan ek 'n hande sien, wie is die eerste keer hier? Wow. Ek gaan net vir julle die biker grappie vertel nou. Maar in ieder geval, ek is 'n maand of meer terug op 'n rally. Dis 'n rally deur die Karoo, wat jy met 'n ou tyd se kar moet ry. 1500 kilos, 3 dae lank. En ek ry met 'n Beetle. En eers maar die ouens kuier op daai. Daar's iets van alles man op hierdie. Ons is so 36 karre. Ons gaan draai in wit sand in put sonder water. Dis 'n verskriklike lekker ervaring. Maar daar's twee manne. Ek kan nie onthou wat se kar hulle ry nie. Maar hierdie twee boys, hulle het gedrink. Hulle is elke dag op 'n ander planeet. Hulle borsel hulle tande met skoon whisky. Ek kom die een oggend by hulle dog 3. Ek sê, hallo julle perde. Hulle sê, Jesson, vandag druk ons die refs in die rooi. Ek hou my dom, ek sê, hoe bedoel julle? Hulle sê, oom, vandag druk ons hierdie kar se naald in die rooi. Ek sê, en dan? Hy sê, nee oom, dan skop hierdie girl se turbo in. Ek sê, en dan? Hy sê, oom, dan loop hierdie ding soos 'n jet. Hy sê, oom, hierdie kar is so vinnig uit die blokke uit dan. Dit lyk of daar iets fout gaan in die heelal. Ek sê, wow, dit klink amper soos my God. Hulle sê, my God, waarvan praat hulle? Ek sê, weet jy wat, as ek opgewonde raak, en ek druk my geestelike naald in die rooi tot by die bloed van Jesus, dan skop God se krag in. Halleluja. Ek sê, dan beweeg die Heilige Gees soos 'n jet. Ek sê, en dan lyk dit nie of daar iets fout gaan in die heelal nie. Daar gebeur iets in die heelal. Dan is daar 'n gedreun en 'n gedruis van engele in die heelal. Maar die twee boys het dit bietjie hulle bietjie onkant gevang. Ek sien hierdie een kyk vir die ander en hulle kyk vir my, hulle weet eintlik wat om te sê nie. Hy sê net, oom, hierdie kar van ons se turbo gaan nooit weer dieselfde klink nie. Ek is opgewonde om hier te wees en ek vertel hierdie biker grappie net vir die manne wat nog nie gehoor het nie, want ek klim nooit van 'n stage af as ek hom nie vertel nie, dis my kostelik. Hierdie biker kom tot bekering. En hy gee sy hart vir die Here, maar dit is 'n volbloed biker. Man, sy vingers is so dik, hy kry nie meer die knuckleduster af nie. So hy is net maar permanent daar. Dis leerklere, dis oorbelle. Daar's 'n tattoo van 'n spinnekop hier oor sy gesig. Dit is man, hy lyk naar die ou. Maar die Here kom draai hierdie man se lewe radikaal om. En hy vra vir die pastoor, kan ek asseblief in die kerk getuig oor wat die Here vir my gedoen het? Hy sê, "Shot." Nou getuig die man voor in die kerk, eers maar die gemeente geniet hom verskriklik. Want hier en daar vlieg nog 'n vloekwoord uit. Men kan sien, nie die ou se lewe is net omgedop. Die Here het 'n plan met hom, man. En aan die einde van sy getuienis toe sê hy, wat my die meeste opgewonde maak van alles is, die feit dat ek op aarde presies dieselfde job doen, as wat Jesus op aarde gedoen het. Nou frons die pastoor so af, hy stap na hom toe, hy sê, hoorie Silbertus, jy's 'n panelbeater.
Hy sê, daai is korrek. In my splinternuwe New King James Version Bybel staan, Jesus is 'n carpenter. Halleluja. Hier is 'n carpenter. Manne, ek is getroud met 'n pragtige vrou, soos ek gesê het, ek is 'n merino boer. Ek het 2 beautiful dogters. Dis my dogters se hulle het hulle self die job geëien om hulle pa se stage image te check, laat hulle wil dan nog hele pa met op sy ouderdom dan nog so 'n bietjie cool op lyk. Sê elke keer as ek iewers gaan optree, dan sê ek, kan pa hierdie aantrek, dan sê hulle, nee, daai pakkie gaan nie werk nie, pa. Tensy jy die voortrekkers gaan toespreek, andersins nie, dan weet ek dit, ek moet iets anders aan. Maar in elk geval, nou kom hulle op 'n stadium wat ek hulle nou ook nie meer vra wat ek moet aantrek nie, want hulle dink my klerekas is uitgesorteer vir die verhoog en. Hulle nou, toe ek hulle nou die dag vra, kan pa met hierdie gaan? Sê hulle, pa, weet jy wat, ons het nie nou tyd vir daai nie. Trek aan net wat jy wil. Solank jy nie sing nie, is ons happy. Ek sê, julle is baie lelik. Ek sien my nogal voor 'n paar duisend mense, ken ook 'n paar moves. Hulle sê, dit gaan nie gebeur nie, hulle crash my sangloopbaan net daar. Ek sê, moenie worry nie. As jou pa sy sin kan kry, dan sien ek my voor dieselfde hoeveelheid mense besig om vir hulle te vertel, waar is ware noord. Ons tema vir die naweek, ware noord. Nou dink ek by myself, wie dink hierdie goed uit? Hulle laat weet my lank voor die tyd, John, die tema is ware noord. Nou dink ek, maar weet jy wat, as ek gaan stil sit, en ek gee die Heilige Gees kans om sy werk te doen, dan besef ek, daai tema is nie uitgedink deur Sarel of iemand nie. Daai tema is geplaas deur God homself. En dit het my dadelik laat dink aan die ou oom en tannie. Hulle het 10 myl buitekant 'n plattelandse dorpie gebly aan die buitewyke van Rotterdam in Nederland. Hulle het in 'n klein houthuisie gebly en langs die houthuis was 'n groot, lang 80 meter lange kweekhuis waar aan die oom en tannie blomme gekweek het. Dit was hulle hoofbron van inkomste. Dit was die laat 60s, vroeg 70s. En toe begin groot maatskappye in die blommemark inklim en die blommebedryf stort in duie vir hierdie oom en tannie. Dit raak net nie vir hulle meer winsgewend nie. Op die dorpie was 'n trouvenue, 'n pragtige grasdakplek so aan die kant van die dorp, met die beste fasiliteite, die beste catering, die mooiste beligting met kapelle en. So almal het hierdie trouvenue elke naweek bespreek, tot die mense het uit die stede uitgekom om hierdie trouvenue te boek, of vir enige funksie vir daai argument. En die oom sien dadelik 'n gap in die mark. Hy besluit hy gaan alles verkoop wat hy het van waarde, en hy gaan hierdie kweekhuis wat hy mee sit, hierdie wit olifant, omskep in 'n venue. Maar die oom en tannie was nie baie populêr in die dorpie nie. Hulle het elke Vrydag met hulle ou bakkietjie ingegaan, of die oom het partykeer met sy donkiekar ingegaan. Want hulle het met 'n bietjie groente geboer en dan vat hy in wat ook al verkoop. En die oom begin en hy omskep hierdie kweekhuis van hom in 'n venue. Dit vat hom 2 of 3 jaar en hy gaan dorp toe en hy gaan munisipaliteit toe en hy sê ek het hierdie venue. Ek nooi julle uit. Hy gaan na die skole toe, hy gaan na al wat besigheid doen en almal is so half, jak hom so half af. Dan sê oom Jesus, ons is baie bly vir jou. Maar almal in almal se agterkop sien julle hierdie trouvenue met plastiek stoele en staaltafels en 'n paar lampe en ligte en almal trek so half hulle neus op vir die oom se venue wat hy tot stand gebring het. Elke keer as daar 'n funksie is die oom met sy bakkie dorp toe. En sê asseblief julle, want daardie was aan die sosiale media, hy kon nie foto's neem nie. Daar was nie Facebook of hierdie goed nie. Dan sy dorp toe dan sê asseblief, julle trou, kom kyk asseblief na my trouvenue. Dan sê hulle oom, nee, ons gaan hierdie pragtige grasdakplek gebruik in die dorp.
En so is die oom elke keer gaan gee 'n uitnodiging, dan sy ster tussen die bene terug huis toe. As daar iemand is wat iets beplan, dan gaan gee hy die uitnodiging en hy sê, dametjie, julle trou, kom kyk asseblief na my trouvenue. En so gebeur dit dat iemand belangrik moet trou, die skoolhoof se dogter trou, en die oom is weer in sy karretjie, in sy bakkie dorp toe. Hy gaan klop en hy sê, Sissa, asseblief, ek sal jou self uitvat plaas toe kom, kyk asseblief na my venue. Sy sê, oom, te laat. Ons gaan hierdie plek vat. En 'n dag voor hierdie kind trou, kom daar 'n storm en hy ruk hierdie venue se dak af. Die een in die dorp, die grasdakplek. En die hele dorp is in 'n spin met die kind trou vanaand. Hulle besluit hulle gaan nou maar die skoolsaal gebruik en die skoolsaal word opgemaak, maar dis 'n koue, onpersoonlike troue. Almal is vir almal kwaad, almal se bekke is dik. En na die troue is die bruidspaar in 'n karretjie op pad honeymoon toe en hulle karretjie val vas in die sneeu. En buitekant, hulle weet hoe hulle moet 'n plan gaan maak, want as hulle in hierdie karretjie bly, vrek hulle vanaand van die koue. En hulle so kyk toe, sien hulle so 10 myl uit die dorp uit, sien hulle hierso 'n bordjie wat sê Venue North. En hulle stap na die huisie toe en hulle klop en daar's niemand nie. Maar hulle sien hier langs hierdie huis is 'n ou kweekhuis. En binne in hom brand ligte. En toe hierdie girl, toe hierdie bruid en bruidegom by hierdie kweekhuis kom, hulle stoot daai deure oop. Toe kyk hulle in die venue vas van alle tye. Hulle kyk na 'n trouvenue vas wat jy nie eens in prentjieboeke sien nie, man. Hulle kyk in enige bruid en bruidegom se droom. Dit is plante met waterstrome en beligting, die beste op die planeet, die beste catering fasiliteite, met 'n kliptrappe tot by 'n kapel met waterstrome wat wees, iets net uit 'n ander wêreld uit met plante en die beste beligting en sagte musiek wat speel en dit is net totaal asemrowend wat sy en vat hulle in vaskyk en hierdie girl val op haar knie en sy sê, oom, vergewe my dat ons jou uitnodiging van die hand gewys het. Kan ek net vanaand in hierdie presence bly van dit wat ek gemis het. Man, en dit het my laat dink aan hoeveel uitnodigings het op my pad gekom, of op jou pad, wat jy van die hand gewys het. Nou ek wil vir jou sê vanaand, wys die uitnodiging, of wys ware noord, in die rigting van die uitnodiging. Vanaand wys ware noord, in die rigting van die uitnodiging, met byvoordele. Dit wys in die rigting van transformasie, van restaurasie. Dit wys in die rigting van herstel. Dit wys in die rigting van genesing. Vir 7 jaar, 7 jaar terug, was ek in al wat rigting is op pad, behalwe ware noord. En as ek terugkyk op my lewe, sien ek net reddingsboeie dryf. Nou kyk, 7 jaar terug was ek voltyds in diens van Satan. As 'n man 7 jaar terug vir my gesê het, John Ed, daar gaan 'n dag kom, wat jy in Welkom in die Vrystaat op 'n verhoog gaan staan, en die woord kom breek vir die manne. Dit sou heel waarskynlik in 'n kroeg gewees het. Dan sou ek vir hom gesê het, Pella, weet jy wat, gooi vir jou nog 'n dop. En ek weet nie wat jy rook nie, maar dit is van uitstaande kwaliteit. Het gaan vir my lekker, dit is my voorreg om 'n stukkie van my lewe met jou te deel.
Ek gebruik altyd vir Petrus in die Bybel om my verlede in te kleer. Ek vra nou eendag vir 'n mentor van my, hoeveel keer moet ek my storie vertel? Ek sê, ek doen dit nou al vir baie lank, ek is seker almal het nou al my storie. Vir hoeveel mense moet ek nog my storie vertel? Is daar 'n stadium wat ek moet ophou? Hy sê ja, verseker. Daar is ongetwyfeld 'n stadium wat jy moet ophou. Ek sê, dankie, wanneer? Hy sê, wanneer jy 'n gebrek het aan suurstof. Ek sê, hoe bedoel jy nou? Hy sê net wat ek sê. Die dag as jy jou laaste asem uitblaas, dis die laaste dag wat jy getuig het. Ek sien myself op 'n boot saam met die disippels. Jesus Christus is gekruisig en begrawe. Hierdie manne het by mekaar gekom en gesê, weet julle wat? Petrus het gesê, weet jy wat? Ons het hom nou getraai volg. Dis nou lekker, maar dis nou klaar. Maar dit het ook nou nie gewerk nie, want hy is ook nou nie meer hier nie. Nou gaan ons terug op ons ou paaie. Nou gaan ons terug viswaters toe. Nou gaan ons weer 'n paar doppe vat en 'n paar guls kry. Nou manne, dis presies wat ek en jy doen. Wanneer ons fouteer of struikel. Ons gaan terug op ons ou paaie. Waar ons leemtes en tekortkome probeer volmaak met allerhande gemors. En dis presies wat ek gedoen het. Vir 42 jaar het ek my lewe volgemaak met gemors. Ons probeer ons lewe volmaak met alkohol, verslawings, soos dobbel, dwelms, verkeerde vriende, verkeerde lewenstyle, geld, ego, hoe vinniger, hoe beter, hoe vinniger, hoe sterker, prostitusie, buurvrou. Nou manne, ek was hier die kroonprins van 'n sakeman. Ek het die dorp besit, man. Maar dit het my lewe uitmekaar uitgeval, sommer net na matriek. Toe ek varsity toe was, het ek begin drink. En ek het net nooit weer opgehou nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Kyk, daai 3 jaar wat ek gestudeer het, is net een goddelike wonderwerk dat ek dit oorleef het. Kyk, ek is daai tipe ou wat gesê het, soos hierdie ou belade verenkeling, moenie dink nie, doen net. Moenie dink nie, doen net. Ons het in 'n aand soos hierdie, dan ry ons oor 'n brug, lekker dronk. Dan sê ek, wow, stop it boys, kom ons swem. Sê jy is mal man, jy weet nie wat is hier onder nie. Sê ek maar, ons vind uit, dan val ek 'n klip, en as ek water hoor, dan is my klere uit, dan sê ek, manne staan terug, dan spring ek en dan duik ek. Ek sal nooit vergeet nie, een oggend, laat kom die lektor of die hoof van die college ons in. 3 van ons. Hy sê, boys, ek het iets gehoor. Ek wil net bevestig by julle, laat dit ongetwyfeld nie die waarheid kan wees nie. Klink my, julle 3 manne, kom in die aand dronk by die koshuis. Dan skiet julle tequila glase van mekaar se kop af met 'n 223 jaggeweer. Ek sê, nee meneer, wie sal dit doen? Geen mens sal dit doen, dis mos heeltemal simpel man. Want terwyl ek dit sê, dan voel ek die glasstukkies hier tussen my hare. Ek was 3 maande op varsity, toe word ek een nag wakker. Baie dronk, en ek kan nie verstaan, my kar lyk nou so snaaks, ek sit in my kar, maar hier sulke goed in die pad. Hier sulke goed wat in die lug hang, toe sit my sitplekke. Toe is my kar op sy dak. Ek dink daar was engele wat gesê het, Here, asseblief, ons sal enigiets anders doen. Maar hierdie ou wil ons nie verder oppas nie. Geen mense senuwee sal dit hou nie. Jare later is ek getroud en ek is Kimberley toe.
waar ek 'n groot empire van die grond af gekry het. Ek het 'n stoel gehad in elke kroeg in die dorp. Ek het die dorp besit, ek het op al wat raad is gedien. As ek by 'n kroeg ingestap het, dan staan daar 'n draft glas whisky met ys en 'n sigaret aangesteek. Maak nie saak wat 'n kroeg nie. Ek het my plek gehad. Dis hoe ek geoperate het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Daar was 'n man wat altyd gesê het, John Ed, as ek jou sien, raak ek lus vir drink. Jy laat drink altyd so lekker lyk. Geen tyd vir my vrou en my kinders gehad nie. Zip. Hulle was in die pad van my wêreld. Kom ek sê vir wat manne, die hel kan nie aantreklik voorgestel word nie. Maar die duiwel het daai pad vir my pragtig mooi ingekleer so. My lewe was ek is die man, ek is die ou teen wie die vrouens hulle mans gewaarsku het. En gesê, as julle saam met daai ou uitgaan, skei ek jou. Die jagte wat ek gereël het, was 'n totale gemors. As ek die dag in 'n goeie by was, dan gooi ek sommer 3 of 4 of 5.000 rand op 'n counter, dan sê ek, boys, vandag drink ons, vandag speel ons nie. Dit is hoe my lewe gelyk het, dit is hoe my vriende gelyk het om my. En hierdie gemors van my lewe het geëindig in 'n buiteegtelike verhouding. My kinders was 9 jaar oud en 13 jaar oud. Ek moes hulle een middag bymekaar bring en sê, pa, moet julle iets vertel. En hulle het op die bed kom spring en gelag en gesels. En toe hulle in die kamer inkom, te sien hulle ma sit by die venster met trane wat loop oor haar wange. En daai middag moet ek my dogters vertel wat het hulle pa aangevang. Pa het 'n verhouding met 'n ander tannie. En ek moet toe kyk hoe 2 dogtertjies en 'n vrou mekaar vasgryp. Met kinders wat skree soos hulle huil. Hoe meer ek probeer verskoning maak en sê, pa is jammer, hoe meer skree hulle vir my terug, ons het nie meer 'n pa nie. Hulle harte verwoes deur hulle heerhou. Hulle harte verwoes deur die man wat hulle moet lief hê. Hulle harte verwoes deur die man wat hulle moet leer hoe om lief te hê. Verwoes is 'n understatement. My vrou point na hulle en sy sê vir my, ek hoop dit was vir jou die moeite werd. Daai aand toe kom vat my kinders volle sakke en hulle gooi alles in volle sakke wat na hulle pa ryk en lyk. Klere, skoene, belde, messe, boeke, jy noem dit. En hulle gooi my goed op die sypaadjie. En ek is die aand daar weg, met my volle sakke op my bakkie en my treespeeltjie, sien ek hierdie 3 vrouens wat mekaar vashou in die middel van die teerpad, en kyk hoe ek wegry. Stikkend. En ek weet, ek moet 'n plan maak. Hierdie gemors moet ek uitsorteer, want dit is waarin ek goed was. Ek was 'n operator, man. En daai aand koop ek 'n kas bier, en 'n bottel whisky, en 'n klomp sigarette, en ek huur 'n kamertjie, en ek koop sommer 'n sponsmatras by die Chinees, en ek raak aan die drink.
dat ek net my brein in rad kan kry, want dis waaraan ek goed was, om goed te kan uitsorteer. Ek drink my daai aand stormdronk. Ek drink my daai aand so dronk, dat ek my naam nie kan sê nie. En toe ek nou sien, ek het nie 'n antwoord vir hierdie nie. Toe praat ek vir die eerste keer in 42 jaar met God. En in my dronkenskap steek ek my hand in die lug en ek sê, God, vanaand smeek ek U vir 'n wonderwerk. Boys, ek wil vir jou sê, daai aand kom slaan die Here my nigter. So nigter, soos wat ek nou hier voor jou staan. Hy slaan my so nigter, hy druk 'n gevoel deur my lewe wat ek tot vandag toe aan verslaaf is. Hy genees my in 'n fraksie van 'n sekond van drank. Ek weet, ek skrik my vrek, ek weet nie wat dit voel vir my of ek tyd verloor het. En ek dink by myself, was ek nou dronk of was ek nou nie dronk? En toe ek die leë bottels en die goed sien en ek ruik die rook nie, toe weet ek, iets het gebeur. Maak 'n aand nie oog toe nie. Die volgende oggend weet ek het hulp nodig. Dit het steeds gevoel of ek op hierdie boot is. Maar ek krap in een van daai vullesakke en ek kry wonder in een van daai sakke 'n Bybel. Hy het 'n zip aan die kant, wat ek vir jou beloof, nog nooit ooit oopgezip was nie. Moet ek daai boek oopmaak. Toe die Here met my 'n meeting. Soos 'n serious meeting. Ek sien onmiddellik, ek hoor dadelik ek sien onmiddellik hoekom hulle hierdie boek die lewendige woord noem. Ek lees goed raak wat ek glo daai oggend het die Here vir my 'n gawe gegee om hierdie boek te kan raak lees. Ek sê op 'n stadium, Here, ek huil so, ek sê, Here, hierdie kan nie vir my wees nie. Hy sê, John, dit is vir jou. Dit wat jy miskien nou lees maak seer, maar vanaand gaan ek nie vir jou gerus stel met 'n leuen nie. Steeds het dit gevoel of ek op hierdie boot is, al verskil is. Jesus Christus het by die strand opgedaag. Waar ek vir 42 jaar probeer visvang het. En na al hierdie tydperk nie 'n enkele vis gevang nie. En Jesus skree van die kant af, hy sê, Jonet, het julle iets gevang? Het julle iets om te eet? Ek dink 'n meer moderne manier om hierdie vraag te vra sou wees, Jonet, hoe werk hierdie vir jou? Hy weet, ek het niks gevang nie, ons boot is dol leeg. Hy weet die pad op ons ou wee vrugteloos. Hy vra vir my, Jonet, hoe werk hierdie vir jou? Hoe werk hierdie ou lewe waarmee jy besig is vir jou? Hy kyk na my verlede en hy kyk na my lewe en hy sê, vir hoe lank wil jy nog so sonder my voortploeter? En daai oggend sê ek, Here, ek gee oor. Dit wat ek my lewe mee volmaak, is besig om vir my te vernietig. Ek sê, Here, al wat ek wil doen, is om U te volg.
En dis alwaarvoor hy gewag het. Want toe ek sê, ek wil u volg, toe sê hy John Ed, bring jou nette vir my. Bring jou huwelik na my toe. Bring jou finansies, bring jou verslawing, bring alles na my toe. Ek weet, waar is die vis? Ons almal ken die storie verder. Waar hierdie weird visvang tip gee en sê, gooi hulle net aan die regterkant af. Ek sê, Here, maar, wag net 'n bietjie, kyk hoe lyk my verlede, man. Kyk hoe lyk my vrou en kinders. Ek sê my naam, ek het nie meer 'n naam in hierdie dorp, ek sê grootse gemors, ek het hierdie label om my nek. Hy sê, jou verlede en jou besluite sou jou toekoms bepaal het. Maar as jy vanaand jou hand in myne sit, bepaal ek jou toekoms. Jy kry waarna jy soek as jy my volg. Hy sê, en dis easy. Ek is nie 'n complicated God nie. Al wat ek wil hê is 'n liefdesverhouding met jou. Het jy dit geweet, manne? Het jy geweet dis jou skepingsdoel? Dis hoekom jy op hierdie aarde is? As jy gedink het jy is op hierdie aarde om vir die Here te werk, kan jy nie meer verkeerd wees nie. Jy is op hierdie aarde geplaas vir 'n liefdesverhouding met God. Niks anders nie. Zip. Dit was 'n baie lang proses. 'n baie lang proses en 'n moeilike pad. Maar verhoudings is herstel. My vrou het, amper sê ek, my man het haar vrou terug. My vrou het haar man terug. En my kinders het hulle pa terug. Vandag stap ek en daai 3 vrouens 'n pad met die Here. Die wind waai nie tussen ons deur nie, man. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Daar was 'n ou oom in Bloemfontein, daar was 'n sielkundige wat ons gaan sien het. 'n Fantastiese man van die Here. En ek sal nooit vergeet nie, ek sit by my vrou en ek huil en ek huil. En my vrou hou my arm vas. En hy vra vir my, John Ed, hoekom is jy so verskriklik hartseer? Ek sê, oom, want ek kan nie glo, ek kry 'n tweede kans, ek kan nie glo, my vrou wil my terug hê nie. Hy sê, nou verstaan ek jou glad nie. Hy sê, ek dog jy het God gesmeek vir 'n wonderwerk. Jy sê, toe hy lyk 'n bietjie beter. Ek is oornag genees van drank. Oornag. Net daar. Nadat ek 'n miljoen rand uitgedrink het, man. Ek is genees van drank nadat ek al die simptome gehad het om myself dood te drink. Ek is oornag verander in 'n godvreesende man. Iemand vra vir my vrou nou die dag, Stephanie, sal jy jou lewe presies so oor wil hê, as jy weet, jou man gaan gered word? Sonder om te huiwer, sê sy ja. En haar antwoord trek my in mekaar. En ek dink, is dit die prys wat 'n vrou moet betaal? Manne, is dit die prys wat 'n vrou moet betaal? Is dit die prys wat kinders moet betaal? Moet hulle eers stikkend getrap word en verwoes word, voor jy besluit om eendag die Here te dien? Ek was uiteindelik op pad in die rigting van Ware Noord. My vriende, almal gone. Die laaste een. Maat, as ek 50 beste pelle gehad het, was al 50 weg. Ek het nie een ou geken wat nie drink nie.
As jy wil weet hoe regte vriende lyk, hou op drink. Dit gaan vir jou die grootste eye-opener wees ooit. waar. 'n Jong man vra nou die dag vir my by 'n skool, maar hy's 'n onderwyser. Hy sê, oom, ek wens ek kan weet hoe my toekoms lyk. Ek sê, daai is maklik. En hy sê, wat? Ek sê, ja. Hy sê, hoe bedoel hom? Ek sê, wys my jou pelle. En ek wys jou hoe toekoms lyk. Maar naweek soos hierdie manne, en ek sê vanmiddag vir iemand hier buite, 'n naweek soos hierdie is nie 'n quick fix nie. En ek wil konsentreer vir die volgende paar minute op wat jy doen as jy by hierdie hek uitry. Dis nou lekker hier, soos almal manne wat die Here dien, en jy hoor 'n klomp waarhede, en jy maak miskien 'n besluit of twee, en jy los bietjie bagasie hier, en alles is net reg, die Heilige Gees doen sy ding, en jy het jou ondersteuningsnetwerk, en die word vir jou gebid, en alles is perfek en reg. Maar wat doen jy as jy by die hek uitry? Want niks het verander by die huis nie. Niks het verander by die werk nie. Niks het verander in jou huwelik nie. Ek kan nie vir jou sê, hoeveel mans sal vir my gesê, John Ed, dis my so lekker op 'n kamp. Want as ek daar uitgaan, is ek op 'n haai. Ek kan nie wag om die lewe aan te vat. Ek kan nie wag om te gaan regmaak by die huis nie. Ek kan nie wag om die lewe aan te pak nie. Ek kan nie wag om die werke van Satan te verwoes nie. Ek kan nie wag om die Here te dien nie. Dit is my so lekker. En ons het net 3 weke. Dan sak hy kurwe weer af. So ek wil konsentreer hoe om die kompas te gebruik om op ware noord te bly. My kompas is Jesus Christus. En die manual van daai kompas is die woord van God. Maar hierdie kompas, manne, is nie een van daai kompasse wat jy kan kyk, waar is ware noord, en om dan wegsit vir 3 of 4 dae nie. Hierdie is een van daai kompasse wat jy in jou hand moet hou, om op die pad te bly. Jy moet hom najaag. Jy moet hom gaan soek. Iemand sê vanmiddag, wat vir hom erg is die aanslag van die duiwel as hy hierdie besluit gemaak het. Weet jy wat? Jy moet hom gaan soek. Nie die duiwel nie. Jy moet Jesus gaan soek. Jy moet hom najaag. Jy moet die job wil hê van die 12de disipel. Waarvan praat jy nou? Sê gou vir my. Ek net kyk wie weet. Die 12de disipel was Judas. Hy het Jesus uitverkoop vir silwerstukke en toe het hy later selfmoord gepleeg. Is hy gereplace? Wie sê nee? Is hy gereplace? Ek het 'n duidelike ja gehoor. Hy is gereplace. Nou die storie hoe hierdie disipel gereplace het my aangeraak. Het my vasgegryp. Kom ek sê weer wat, as daai pos in vandag se moderne lewe, hoor ons, die pos van die 12de disipel is beskikbaar. Reg? Hulle gaan dit adverteer op sosiale media en op Facebook en op al wat lamppale is. Daar's 'n vakante pos vir 'n vakature as die 12de disipel. Die ekonomie is in sy maai. Daar's net een job oor. As jy nie hierdie werk kry nie, gaan jy vrek van die honger. Die pos van die 12de disipel. Ek wil vir jou vra, hoe gaan jou CV lyk? As ek nou moet blaaie uitgee en sê, skryf vir my 'n CV, jy doen aansoek vir die job van die 12de disipel. Hierdie manne is permanent in Jesus Christus se presence. Kom ek sê wat?
Dis manne wat hier sit wat bladsye sal volskryf. En dan is die manne wat hier sit, dat daai een bladsy so groot gaan lyk soos 'n rugbyveld. Wat gaan op jou CV staan vir die pos van die 12de disipel? Kan ek gou verduidelik, hoe is hierdie pos geskep? Dit is ongelooflik. Ek kry altyd hoendervleis. Die man wat gereplace is, sy naam is weet ek dit ook. Gelukkig is nie 'n draad aan nie, want ek het laas jaar die hele stage opgerol. Okay, nou het jy my heel van my storie af. Was dit nou nodig? Ons hoor oor die pos. Ons soek die pos, soek die pos. Nou! Wie is die ou wat gereplace is? Sy naam is Matthias. Right. Nou het hulle gaan sit en dink, die 11 disipels het gesê, wow, in die skrif staan, ons moet hom replace. Hy moet vervang word, ons moet weer voltallig wees. Hulle het nie die job geadverteer nie. Gaan lees dit is so beautiful. In Handelinge. Ek dink die tweede hoofstuk. Hulle het gaan sit en dink, wie gaan ons aanstel vir hierdie werk? Gaan een van hierdie ouens wat hier sit die job kry as die 12de disipel? En hulle sê, weet jy wat, hier's twee ouens wat ons van kan kies. Hulle sê, nee, hier's een ou wat uitstaan. Matthias. Het julle gesien? Toe Jesus gedoop is, was hy by. Het julle gesien met die kruisiging en so? Het julle gesien, hy's oral, man. Het julle gesien, hy het gehelp met die brood en die visies? Het julle gesien, oral waar Jesus praat by die water, sit hy om en aangaap? Het julle gesien, hy help om die mense in die regte rye te laat staan? Het julle gesien, hy het gehelp om die man deur die dak te laat sang? Hy was altyd, het julle gesien, as hy in die aande gaan, as ons gaan slaap, dan lê hy net so eentjie van ons af. Hierdie ou is permanent. Het julle gesien in die oggend, dan sê Jesus, hallo Matthias, hoe lyk dinge? Lekker, stap jy weer vandag saam met ons? Hy wou op 'n stadium saam met die disipels op die boot geklim het, toe sê hulle, wow, nee, dis net ons. Toe sê hy nie lekker met ons, toe hardloop by hom. Hy wou niks mis hierdie ou nie, man. Hy was permanent in die presence van Jesus Christus. Hy het hom nagejaag. Hy het saam met die disipels partykeer geëet. Hy het in Jesus se nek geblaas, man. As hy met mense praat, as hy iemand genees, blindes, dowes, krepeles, dan is hy by. Dan help hy hierdie ou op en sê, jy kan loop, man, kom, loop saam met my. Voel het. Sien jy, waartoe gaan ek met hierdie boys? Hierdie ou is beloon. Hoekom? Hy het Jesus gaan soek, man. Maar weet jy wat? Hy het dit nie gedoen omdat hy gedink het, weet jy wat? Daar gaan 'n dag kom, wat een van hierdie ouens gaan sterf, en dan gaan hulle my kies nie. Nee. Dit het nooit sy gedagtes deurkruis nie, man. Hierdie ou het sy lewenstyl gaan aanpas om by Jesus Christus se lewenstyl aan te pas. Kan ek 'n amen kry op daai? Amen! Dit het my laat besef, as jy in sy skade weer gaan bly, as jy hom gaan najaag, buiten laat hy beloof, dat die duiwel van jou gaan wegvlug, as jy in sy presence gaan bly, gaan jy beloon word. Jy gaan beloon word in jou finansies, in jou huwelik. Hy gaan jou beloon en jou verlos en jou vrymaak van al die gemors wat ek net nou genoem het. Hy gaan jou beloon as jy jou verlossing onderhou. Hy sê in Filippense. Is dit Filippense? Ja. Hy sê ek sal die goeie werk wat ek in jou begin het klaar maak. Tot die dag wat Jesus Christus terugkom. So boys, jy kan nie agteroor gaan sit nie. Jou verlossing is 'n voltydse werk. Jy moet dit onderhou.
Jy kan nie meer God in 'n boksie sit van maandag tot Saterdag nie. En hom Sondag uithaal nie. Ek gaan jou sê wat het ek gedoen. Ek het die woord begin leef. Nadat die Here my nugter geslaan het, ek kon na niemand toe gaan nie. Ek het niemand geken nie. Ek het niemand geken wat die Here ken nie. Niemand nie. Niemand nie. Ek kon nie 'n pel bel nie. Ek kon nie my vrou bel en sê, my vrou, jy gaan nie glo wat dit gebeur nie. Sy sou gesê, Johnny, sure. Nice try, hoor. Bly maar waar jy is. Ek moes met hierdie wonderwerk in my hart loop, man. Ek wou brand hier binne, om dit uit te skree vir die wêreld, maar die timing was verkeerd. So al wat ek gedoen het is, ek het die woord geleef. Ek was in hierdie boek in permanent. Ek het vir hom gelees by Absa Bank. Ek het vir hom gelees by 'n Stop and Go. Ek het vir hom, 'n broer, ek het vir hom ding gelees. En ek ontdek die man wat my lewe verander het. Niemand anders nie as my ouer broer, Jesus Christus. Amen. Ek gaan verslind die evangelies, man. Ek lees vir hulle, daar's hoofstukke wat ek uit my kop uit ken. Ek lees vir hulle oor en oor Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ek gaan lees Handelinge. Hy wys my presies wat hulle gedoen het. Handelinge is een van die beste boeke, manuals in die Bybel om vir jou te wys hoe moet jy te werk gaan. Toe gaan lees ek in my oor Chuck Norris se boeke, Paulus. En ek gaan lees hulle in die volgorde wat hulle geskryf. En hierdie ou gaan wys vir my wat is my erfporsie. Hierdie boek raak, ek wil hierdie ding deur die helfte teer. Die boek raak vir my lewendiger as jy wat hier voor my sit en asemhaal. So dit was my eerste stap in die rigting van Barendoor, om hierdie boek. Ek het hom in my lewe geplaas, elke dag, en ek het elke dag meer en meer probeer soos hy wees. Ek het gewerk aan my CV, as ambassadeur van Jesus Christus. Hoe bly jy daarbo? Manne, jy moet, dis nie of nie. Jy moet verander. Jy moet afgooi wat nie meer daar hoort nie. Jy moet van jou bagasie ontslae raak. Amen. Jou hele job description, my hele job description het verander. Van wit na swart, van swart na wit. Ek het niks dieselfde gedoen nie. Niks nie. Ek het anders geloop, ek het anders gepraat, ek het anders met ander oë na die wêreld. Ek het niks dieselfde gedoen nie. Niks nie. My lewe was nog nooit so opwindend nie. Nog nooit nie. Ek het in die kroeg gesit en gedink, Heer, ek wonder wat doen mense wat nie drink nie. Kan 'n ou se lewe so boring wees? My lewe was nog nooit so opwindend soos nou nie. Nog nooit nie. Maar manne, ons wil nie daai reddingsboei gryp nie. Want ons is bang vir wat ons moet prys gee. Nou moet ek ophou drink. Nou moet ek ophou rook. Nou moet ek ophou dobbel. Hoe sê ek nou vir daai girl, ek kom nie meer nie? Ons wil nie daai reddingsboei gryp nie, as gevolg van hierdie gemors, wat aan ons lewe vasklou.
'n man sê eendag vir my, John Ed, julle manne, nee, julle tipe ouens. Ek sê, wat bedoel jy met julle tipe? Hy sê, nee, ek wil nie een van julle wees nie. Hy sê, want die ou paadjie wat julle opstap, daar's nie eens ruimte om 'n bietjie foute te maak nie. Ek sê, Boeta, as jy die waarheid ken, sal jy weet. Jy weet hierdie portret in ouma se huis, met die breë weg en die smal weg, die breë pad en die smal paadjie van Jesus, daai prent is totaal verkeerd. Heeltemal. Want as jy die waarheid ken, sal jy weet, die pad wat jy saam met God stap, is 'n goudgepleisterde highway, man. Met moontlikhede en geleenthede. En die pad van Satan is daai paadjie op die randjie van die afgrond. Baie belangrik. As jy by daai hek uitry, wat is die heel eerste ding wat jy doen? Manne, hierdie reël is magic. Dit wat ek jou nou gaan sê, is goud werd. Goud werd. Omring jou met manne van God. Ek het syplappe ingeruil vir regte manne. Ek het vandag 'n weermag van goddelike boeties om my. Weet jy wat's my lekker? Hulle check op my. Ruil hulle in. Ruil daai in vir manne van God. Omring jou met manne van God. Ek het betrokke geraak in my vrou en in my kinders se lewens. Vir die eerste keer in jare. Raak betrokke in jou vrou en jou kinders se lewens. Nie net om te voorsien nie, maar as 'n sigbare verteenwoordiger van God se karakter in hulle lewens. Ek is 'n netbalpappa. Maar ek sê vir julle, ek is 'n pa vir baie meisiekinders in high school. Wat vir my kom raad vra. Ek sê vir julle, as ek na netbalwedstryd kyk, is ons 2 paas langs die baan. 2. Daar's dogtertjies wat se pa nog nooit ooit by daai skool was nie. Met my verlede het ek eerstehandse ervaring van die vernietigende gevolge van 'n onbetrokke pa in 'n kind se lewe. Ons sien vandag hoe ons kinders uitmekaar val. Drink, rook, hulle self sny, selfmoord pleeg. As gevolg van 'n onbetrokke pa, seer gemaak deur die een persoon wat hulle moet lief hê. En dan sien ons hoe seuns en dogters presies dieselfde vernietigende pad volg as die een wat hulle by hulle pa geërf het. En dis dan wanneer ons vrouens moet bedank, wat die rol van die pa probeer oorneem. 'n gewig waarvoor sy nie gemaak is nie. Maar sy doen dit uit nood uit. Papa, dis jou verantwoordelikheid om jou kinders te leer hoe om Jesus te volg. Sê my verantwoordelikheid. Sê my verantwoordelikheid. Sê dit weer, sê my verantwoordelikheid. Papa, dis jou verantwoordelikheid om toe te sien dat jou kinders Jesus volg. Want as jy dit nie doen nie, sal die wêreld hulle leer om dit nie te doen nie. Jy sien kinders doen wat hulle pa doen. Ek kry hoendervleis, man, as ek dink om my kinders die Here gedien het toe hulle pa draai. My vrou het haar lewe lank die Here gedien, maar my kinders het hier agter rond gefladder. Die dag toe ek draai my kinders. Jy het 'n baie groter invloed, manne, op jou kinders as jou vrou. Baie groter.
Dis hoe God jou gedesign het. Jy het 'n 80% hoër invloed op jou kinders as jou vrou. Dis hoe God jou geontwerp het. Omdat jy veronderstel is om hoof van die huis te wees, het God jou met hierdie advantage geskape om jou rol as hoof van die huis te vergemaklik. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God, boys. Amen. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God as gevolg van hierdie voordeel wat hy jou gegee het. As 'n pappa draai, ek love hierdie sin. As 'n pa draai 'n generasie. Amen. Maar weet jy wat, ons bloedlyne is vol gemors. Het jy geweet, as jy nie met die gemors in jou bloedlyn, kom ek gee net 'n voorbeeld, die gemors in 'n bloed. Nee, kyk ons van 'n Merwes. Nee, kyk ons praat maar so. Die mense ken ons gebruik maar hierdie woorde so. Weet jy waar kom dit? Kom uit die bloedlyn uit. Amen. Nee, kyk, ons griesels. Ons weet hoe om 'n vrou te wys wie dra die broek in die huis. Nee, kyk, ons weet om ons voet neer. Nee, kyk, ek het vir haar gesê, die dag toe ek met haar getrou het, ek is vir haar lief. En as iets intussen verander, sal ek haar laat weet. Die manier hoe ons met ons vrouens werk, manne, kom uit 'n bloedlyn uit. Verslawing kom uit 'n bloedlyn. Ons oupa het so gedrink. Dis hoekom ons so drink. Weet jy wat, my oupa het my ouma geslaan. Weet jy, my oupa het gedobbel. Weet jy wat, my oupa het draad gespring. Dis maar so. Hierdie gemors wat ons saamdra in die bloedlyn. 'n Jong man kom na my toe, uit Keimoes uit. Ek wil net vir jou verduidelik wat gebeur. As jy nie 'n streep in die sand trek en met hierdie goed deel nie. Raai wie is die erfgenaam daarvan? Jou laaitie. My dogter sê vir my pa, jy weet natuurlik as jy nie op 'n rook en drink het nie, ek en sy ook vandag gerook en drink. Joh. So ek vir jou sê, ek staan eendag in die huis en ek maak vir my kinders kos. En hulle is 'n klomp maatjies buitekant. En hulle gesels en hulle speel en dis musiek en hulle praat oor boyfriends en girlfriends en hulle speel games, dit gaan lekker. Ek staan in die huis en ek maak makaroni en kaas vir die kinders. En ek hoor my oudste dogter sê, hulle praat oor wie, wat 'n boyfriend het vir wie gesoen en wie. En my oudste dogter sê, uit die bloute uit, ek soek 'n man soos my pa. Manne, ek gaan sit in chunk op die toilet vir 'n halfuur lank. En ek sê, Here, dankie vir hierdie. Want as sy dit gesê het 7 jaar terug, sidder ek om te weet, met wat het sy by die huis aangekom. Kan ek gou sien hande kry? Kan ek net gou hande sien, wie dogters? Wow. Is die seuns in hulle? Lig gou weer op, steek gou weer op. Wow. Net een vraag. As jou dogter sê, ek soek 'n man soos my pa. Een jong man kom na my toe. Een jong man kom na my toe van Keimoes. Sy naam is Wikus. Ek wil net vir jou verduidelik hoe lyk die gemors in 'n bloedlyn. Oupa en pa en sy oudste broer het al 3 hulle koppe weggeskiet. Raai waarmee kom hy na my toe? Raai, wat is hierdie man se oplossing op probleme? Raai, wat is die voorbeeld wat hy gekry het? Raai, wat is die volgende stap vir hom? Hoe kan sy pa en sy oupa nou verkeerd wees? Toe hy die 4de keer by my kom. Toe hy die 4de keer by my kom, ek het 'n 9 mm parabellum in my laai.
Dis 'n dummy. Hy skiet net blanks, maar dit weet hy toe nie. Toe sit ek Satan se oplossing op die lesenaar neer. Hy sê, oom, en nou? Ek sê, vandag maak ons 'n einde aan hierdie gemors. Hy sê, nee oom, wat bedoel jy nou? Ek sê, Satan wil 'n skoot hê. Vandag gee ons hom een. Hy wil 'n skoot hê wat die bloed laat vloei. Ons gaan 'n skoot aftrek om vir hom te wys, die bloed het klaar gevloei. Satan wil 'n skoot aftrek om 'n lewe tot einde te bring. Ons gaan 'n skoot aftrek om vandag 'n lewe te red. Maar hy sê nie 'n woord nie. Nie 'n woord. Ek sê, weet jy wat, Wikus? As dit bietjie warm word in die kombuis, dan point Satan vir jou in die rigting van hierdie ou. Hy sê, ja oom. Ek sê, as jou huwelik nie te lekker lyk nie, dan point Satan vir jou in die rigting van hierdie stuk staal. Is dit so? Hy sê, ja oom. Ek sê, as jou finansies nie te lekker lyk nie, dan point Satan vir jou in die rigting van die oplossing. Is dit so? Hy sê, ja oom. Is daar manne hier wat al gepoint is in die rigting van hierdie oplossing? Ek sê vir hom, Wikus, vandag verwoes ons hierdie bloedlyn vloek met die bloed van Jesus. Ek sê vandag trek ons 'n streep in die sand. Ek sê vandag gebruik ons Satan se oplossing vir. As ons vandag die skoot aftrek, is dit vir Satan se wedloop om te begin. Terug na sy eie hel toe, waar hy hoort. Amen. En hy sit voor my en sy oë so groot soos pierings. Ek sê reg. Trek ons vandag 'n streep in die sand. Daar's miskien mans wat hier sit, wat vandag 'n streep in die sand wil trek. Vir bloedlyn vloeke en gemors wat hulle saamdra. En op baie noot sê ek vir Wikus is jy reg. Kom ons sit vir Satan in die blokke. Daai man sê nie 'n woord nie. Nie 'n woord nie. Hy sê, oom, daai skoot het in my hart afgegaan. Ek sê nee, niks met die skoot te doen nie. Daai was die gevoel van genesing. God het jou vanaand kom vrymaak. Ek sien hom 6 maande later. Ek sê, Wikus, hoe gaan dit? Hy sê, oom, jy verstaan nie wat het jy aangevang nie. Ek sê, sorry man, hoe bedoel jy? Hy sê, oom, ek like jag, ek skiet vark en... Hy sê, oom, maar van daai dag af, elke keer, wanneer ek 'n skoot hoor, dan sien ek Satan hardloop. Ek sê, dis amazing man. Thank you, Lord. Daar's niks so powerful soos 'n pa-seun verhouding nie. Niks so powerful nie. Ek bedien een aand hoeke aan die Goudveld, by 'n biltong aand. En by die betrokke aand is daar 'n paar weeskinders wat genooi is, graad 12, 11, graad 10, hulle is so 6, sit hulle. En hy sê, ek deel 'n bietjie met hulle, jy's maar hulle vreet soos rispus, hulle polies daai tafel met biltong en brood. Maar ek geniet hulle vreeslik en ek begin met hulle te gesels en ek sê, manne, wie het nog 'n pa? En 2 steek hulle hande op. Ek sê, wie weet nie of hy meer 'n pa het nie, en nog 2 steek hulle hande op. Ek sê, wie is kwaad vir hulle pa? En al 6 steek hulle hande op. Ek sê, weet jy wat, vanaand gaan ek jou help om jou pa te vergewe, en hulle skud hulle koppe. Ek sê, weet jy wat, ons weet nie of jou pa 'n afvlerk gehad het nie. Ek sê, maar hier's 'n paar mans, ek het 'n klomp mans saam met my gevat, ek sê, hier's 'n paar mans wat julle gaan help. Ek sê, ek wil jy moet vanaand opstaan. Dan gaan jy na een van hierdie paas toe. Dis jou pa vir vanaand.
dan gaan sê jy vir hom wat jy graag vir jou pa sou wou sê. Ek sê en dan, hy gaan jou sommer vasdruk en vir jou sê, ek is lief vir jou. Hy gaan jou sommer vasdruk en sê, ek is trots op jou. En die 6 manne is op. En dan kom 'n jong man agteruit die saal uitgestap na vorentoe. En ek sê vir hom, en hy kom reguit na my toe gestap. Toe hy so 3 meter weg is, sien ek hier breek hierdie man se damwal. En ek gryp hom vas en hy huil onbeheerst. En hy sê, ek sê vir hom, maar huil, dis net snot. Ek sê, jong man, ek kan verstaan, dis nie lekker om nie 'n pa te hê nie. Hy sê, oom, jy verstaan nie. Ek het 'n pa. Toe jy praat, het ietsie in my ontplof. My pa is by die agterdeur uit. Ek wou net vir een keer gevoel het hoe dit voel om deur 'n pa vasgehou te word. Hy sê, ek wil net vir een keer gevoel het hoe dit voel as 'n pa sê, ek is lief vir jou. Hy sê, oom, ek wil net een keer gevoel het hoe dit voel om te hoor, ek is goed genoeg. Hy sê, oom, ek is die hoofseun van die skool. Ek moet eerste en alles, ek moet presteer in alles. Hy sê, ek wil al 2 keer my lewe geneem het. As gevolg van die druk van prestasie. Meantime hoor sy pa alles wat hy sê, want hy praat in my mikrofoon in. En ek vat hom aan sy hand en ek sê, kom ons gaan na jou pa toe, en ons stap by die deur uit. Toe ons by die deur uitgaan, toe sit sy pa en huil. Hy sê, John, dit is al wat ek geken het. Dis hoe my pa met my gewerk het. En die Here kom herstel 'n verhouding. Ek stap nooit van 'n verhoog af as daar 'n paar goed is wat ek nie sê nie. Alhoewel, daar's goed bedoelende. As jy daar bo wil bly, ons nodig in hierdie land manne wat nie skaam is om die evangelie te verkondig nie. Ek Amen. wil hê met die boksies aftik. Amen. Ons nodig mans in hierdie land wat nie skaam is om die evangelie te verkondig nie. Ons nodig mans wat langs die braaivleisvuur kan opstaan en sê, ek is ambassadeur van Jesus Christus. Ons nodig mans wat kan staan op die woord. Ons nodig eenheid tussen mans en dat God hulle oë sal oopmaak vir die waarheid. Ons nodig mans wat sy lig laat skyn en nie kompromieë aan gaan onderdruk nie. Ons nodig mans wat ons kinders na Jesus toe kan lei. Ons nodig manne wat van ons vrouens kan bid en hulle kan seën. Ons nodig manne wat verkeerde bloedlyn vloeke kan verwoes in die naam van Jesus. Ons nodig mans wat rolmodelle kan wees vir hulle seuns en vir hulle dogters, sodat hulle dogters die kwaliteite kan sien van 'n godvreesende man wanneer sy gaan soek na 'n lewensmaat. Ons nodig mans wat erken en verklaar dat daar totale verlossing is in die bloed van die lam. Ons nodig mans wat weet om op hulle knieë te veg. Ons nodig mans wat kan antwoord op God se oproepinstruksies en saam met hom vir jouself in die gees te kom beklei. Dis wat ons nodig het. Ek sluit af met 'n ware verhaal. 1862. Vir van julle sal dit dalk, julle sal ook die storie ken. 1862. Buite kan die Withuis sit 'n soldaat en huil. En hy sê, ek wil die president sien. Die anders, die wagter sê vir hom, hoor die pel, dit gaan nie gebeur nie. Jy moet deur die prosedure werk en dan gaan jy hom nog steeds nie sien nie. Hy sê, ek het moeilikheid, net die president kan my probleme uitsorteer. Die 3de dag, toe sit hy nog steeds langs die Withuis, sy hekke en huil. En dan kom 'n seentjie na hom toe gestap. En die seentjie sê vir hom, oom, hoekom huil jy? Hy sê, boeta, ek het die president nodig. Ek het moeilikheid. Net hy kan my help. Hy sê, ja oom, nie, daar is 'n moeilike een. Maar vat my hand. En die soldaat sit sy hand in hierdie klein seentjie se hand. En hy stap met hom verby die wagte, by die hekke in van die Withuis. En hulle kyk hom net aan. En hierdie kleintjie, die seentjie stap met die soldaat
oor hierdie groot grasperk voor die Withuis, wat niemand op mag loop nie. En niemand maak hom niks nie. En hy kom by die deur van die Withuis, en daar's 3 wagte wat buite kan die deur staan, en hierdie seentjie gaan in, hierdie wagte staan doodstil. En hy kom binne in die Withuis, hy gaan op met die trap, en hy stap verby die sekretaresse, waar nog 3 wagte staan, en hy stap verby hulle ook. En hy kom by die president se kantoor, president Abraham Lincoln, daai tyd. En hy stoot die kantoordeur oop van die president, en hy stap tot reg voor die president se lesenaar. En die president kyk op en hy frons, en hierdie klein seentjie sê, Papa, hierdie oom het papa se hulp nodig. Help hom. Ek wil vir jou sê, manne, die seun, Jesus Christus, is jou enigste ticket tot in God se kantoor. Amen. Hy het die volgende opdrag glashelder kom deurgee. Hy het Jesus gebruik om die volgende opdrag helder te kom deurgee. Hy het gesê, Jesus, gaan sê vir die mense van my Testament 2024, jy sal die binnekant van my kantoor sien, voor jy nie uit die gees uit weergebore word nie. Die eerste opdrag was vir Nikodemus. Wat beteken dit? God het vir Adam en Eva geskape vir 'n liefdesverhouding. Hy het hierdie mense geskaap, toe hy hulle geskaap het, het hy geskape wat sy hart begeer. En toe hulle 99% klaar is, toe gaan blaas hy sy gees in hierdie 2 mense in. Hulle is geskape na liggaam, siel en gees, en hy kom blaas sy gees hierin. En daar stap hierdie 2 mense gees vervuld en in 'n liefdesverhouding saam met God in die paradys. Maar hy gee vir hulle die opsie om hom te verwerp. Hy gee vir hulle, hulle word geskaap om hulle eie besluite te kan neem. Want ware liefde wat geforseer word is nie liefde nie. Vergifnis wat geforseer word is nie vergifnis nie. En hy gee hulle die opsie om hom te verwerp en hulle maak die verkeerde besluit. En met die maak van die verkeerde besluit onttrek God hierdie gees uit hulle uit. En hulle is onmiddellik in 'n sondige natuur, en ek en jy wat hier sit is die erfgename van hierdie sondige natuur, en ek en jy is gebore met hierdie leeuwakiem. Maar God stuur vir Jesus Christus. Hy het ons so lief, hy stuur sy seun om die fout te kom herstel. Om te sterf vir ons sondige natuur. En Jesus Christus kom en hy gooi 'n reddingsboei met die naam wedergeboorte. Dis wanneer God deur sy gees weer jou lewe kom volmaak. Jou lewe tot stilstand bring. Jou rigting, jou lewenstyl en jou identiteit vir ewig verander. Kom ons maak die oë toe. Dankie Here dat daar 'n dag en datum was in my lewe wat ek 'n besluit kon maak. Dankie Here dat daar 'n dag was wat U my kon volmaak het met U Gees en my lewe vir ewig verander het. Ek wil hê jy moet vergeet van die man langs jou. Ek wil hê jy moet vergeet van jou pel langs jou. Hierdie is tussen jou en die Here. As jy sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Vanaand wil ek my saak met U regmaak. Here, ek soek 'n kragtige geestelike omkeer. Dat U my kan vul met U lig. As dit vanaand jou behoefte is, wil ek jy met jou hand opsteek. Of staan vir my op. Wow. 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 Die manne staan op. Manne, moenie skaam wees nie. Ek staan klaar, kom staan saam met my. Ek wil net vir jou 'n spesiale gebed doen. En ek wil jou net in die proses inlei van wedergeboorte. Ek wil hê jy moenie laat hierdie
Moenie laat hierdie reddingsboei vanaand verby jou gaan nie. Amen. Thank you, Lord. Hierdie is die uitnodiging. En hierdie is tussen jou en God. Daar's nog manne. Sjoe. Wow. Hier staan nog manne op. Kom manne. Daai stemmetjie wat in jou oor fluister. Sê ek nie. Dis vanaand, die Here kan vanaand slegs jou lewe aanraak. Hy kan vanaand slegs jou omstandighede draai, jou situasie omkeer, as jy vanaand besluit om jou hand in syne te sit. Hier's nog manne, ek gaan nog 'n klein bietjie kans gee. Manne, ek wil julle met my vorentoe kom. Kom hier by hierdie gat en kom staan hier voor. Almal wat staan, kom manne, wie skaam wees nie. Sjoe. Wow, Here. Wow. Daar's my niks mooier as 'n jong man wat opstaan om die Here te dien, ja. Twee jaar terug kom 'n jong man op Mighty Men, op hierdie Mighty Men na my toe. Die seentjie is 14 jaar oud. Kom in manne. Hy het nie haar op sy kop nie. En ek sien hy is so bleek van kleur. Ek sê van Boeta, wat is fout? Ek sê, is jy siek? Hy sê, ja oom. Ek ly aan 'n baie seldsame kanker. Ek sê vir hom, en jy wil hê ek moet vir jou bid? Hy sê, nee oom. Nee. Hy sê, nee oom. My hart is uitgesorteer. Maar ek wil hê oom moet my pa kom help. Dit noem ek 'n reus in God se weermag. 'n Jong man wat opstaan. Wow manne. Ek kan nie vir jou sê nie hoe proud is ek op hierdie nie. Dit is die belangrikste besluit wat jy ooit in jou lewe sal maak. Amen. Want hierdie besluit, manne, die spin-off van hierdie besluit is verrykend. Ja, amen. Dit beïnvloed almal om jou. Vrouens, kinders, jou pelle, jy noem dit. Dis so, ek wil amper sê, ons doen 'n easy God, bedoelende, daar's niks complicated daaraan om ons God te dien nie. Dis manne wat seer het, ek sien trane loop. Ek kom huil, Boeta. Ek kom huil, dit maak skoon. Daar's niks complicated aan om ons God te dien nie. Hy het vir Jesus Christus gestuur om vanaand die fout in jou lewe te herstel. Vanaand. Hy kom jou vanaand vul met sy gees. Soos die dag van die skepping. En weet jy wat? Al wat jy moet doen is om te vra. Al wat jy moet doen is om te vra. Kom maar oom, dit maak skoon. Jy 71 jaar oud. Môre is jy 1 dag oud. Môre is jy 1 dag oud. Manne, ek wil jou in die proses invat van wedergeboorte. En jy moet net op jou eie die volgende vraag antwoord. Glo jy dat daar 'n God is wat jou so liefhet dat hy sy seun gestuur het om te sterf vir jou, sodat jy kan leef? Ja. Glo jy in die totale vergifnis van sondes? Laat God jou verlede van die tafel kom afvee. Dis hoekom noem ons dit, jy's weer gebore. 'n babietjie
het nie 'n verlede nie. Ek wil hê jy moet agter my aanbid. Ons gaan eers vra dat hy ons sondes vergewe. Vir 'n rede. Jy sal hoor as jy agter my aanbid. En dan steek jy jou hande uit. En jy ontvang sy gees. Dankie Here vir elke man wat hier staan. Dankie Here vir elke besluit. Ek wil jy met agter my aanbid die volgende. Dankie Here vir die geleentheid wat ek vanaand het om hierdie reddingsboei te gryp. Vergewe asseblief al my sondes, sodat ek vanaand silwerskoon voor U kan staan. En nie meer as 'n arm nietige sondaar nie, maar as 'n koningskind. Skenk my nou U wedergeboorte. Kom vul my met U Gees. Kom bring my lewe tot stilstand. Verander my rigting, my lewenstyl en my identiteit vir ewig. In U naam. Amen. Manne, ek wil vir jou sê, daar's 'n gedreun en 'n gedruis van engele in die hemel vir hierdie besluit wat vanaand geneem is. Kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap. Halleluja. Lord. Kyk die tande. Daar's my niks mooier as 'n man van jou kaliber wat sy hart vir die Here gee nie. En dan raak ek jaloers op jong manne soos hierdie wat sy hart vir die Here gee. Sê ek wens ek het die besluit gehad. Hoe oud sê hy? 18. Ek wens ek het daai besluit gemaak op die ouderdom van 18 of nog jonger. So ja, kom ons manne, kom ons hou dit net so in die gees. Gee sommer die ou langs druk. Kom ons haak sommer in. Ek gaan sommer net seën oor almal uitspreek. Sal manne wat gebed nodig is, dan ek is maar net hier. Verstaan nie. Jou broer. Wow. Jy skoonpa. Hallo. Kom ons hou dit net so in die gees, manne. Ek wil nie julle met uitmekaar uitspat nie. As die manne is wat sommer net 'n skouer nodig het om te huil. Staan by jou broer en gee dit sommer vir hom. Sê altyd, ek het nooit gehuil nie. Vandag is dit vir my maklik om te huil. Ek sê altyd vandag, ek huil as daar 'n nuwe pepstors op die dorp oopmaak. Dankie Here vir hierdie besluit van hierdie manne. Dankie Here vir elke man wat vanaand U weer mag kom join het, Here. Dankie Here vir elke man wat opstaan vanaand en sê ek is 'n ambassadeur van Jesus Christus. Dankie Here dat ons U weermag vanaand kan uitbrei met hierdie manne wat hierdie besluit kom maak het. Waar verhoudings vanaand herstel word. Verhoudings van gehuwelike, finansies, verslawings. Here laat wat ook al die situasie en omstandighede is, Here, dat U dit vanaand kom herstel. Here laat U klaar begin werk buitekant hierdie hekke, dat U klaar begin werk by die huis, by die vrouens, by die werke. Here, dan bid ek seën oor hierdie manne af, Here. Here, U sê in Efesiërs, ek seën jou met elke goddelike seën wat in die hemisfeer bestaan. Hy sê nie, ek het 'n lysie nie. Ek seën jou vandag met nommer 3 en môre met nommer 17 nie. Nee. Here, ek claim vandag daai seën. Here, ons vat vandag eienaarskap van daai seën wat U beloof in Efesiërs. U sê, ek seën julle manne van Mighty Men 2024 met elke liewe seën wat in die hemisfeer bestaan.
En al wat ons moet doen, sê, Here, ons vat dit. Manne sê, ons vat dit. In U naam. Amen.